Goeiemôre vriende, ek vertrou dit gaan goed met elkeen van u, dat u 'n goeie nag se rus gehad het. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons ryklik sal saamseën. Ek hoop nie u het gedink ek is te kwaai in die vorige oordeenkings nie. Dis maar net om hierdie saak duidelik met dubbellyne te onderstreep in die harte. Die groot verantwoordelikheid wat ons as ouers voor die Here teenoor ons kinders het. En vanmôre gaan ons by die laaste boodskapie uitkom. Daar is nog soveel wat ek kan sê. Ek het 'n 2 jaar beradingskursus bygewoon oor die familie en ouers en kinders en probleme in verhoudings en in huishoudings, en ek probeer maar so ietsie vir u deurgee om vir u te sê dat goeie orde word gevind wanneer ons binne die speelveld van God se woord funksioneer en ook so God kan verheerlik in afhanklike gehoorsaamheid aan hom deur die waarheid van sy woord in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Nou vanmôre gaan ek met u praat oor die gedagte Kolossense 3:21, vaders of dan ouers, moenie julle kinders terg nie sodat hulle nie moedeloos word nie. Efesiërs 6 vers 4 sê, en vaders, moet julle kinders nie vertoren nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Nou vriende, hierdie gedagte van om ons kinders te terg of te vertoren, daar is baie verwronge gedagtes oor dit, en ek gaan nie te veel daaroor praat nie. Baie keer is dit lekker om met jou kind so 'n bietjie te speel, en ek dink dis noodsaaklik om baie keer so 'n bietjie met jou kind te grap, maar ek dink ook die Here sal vir jou wysheid gee wanneer jy daai perke oorskry. Maar wat bedoel hierdie woordjie, moet jou kinders nie terg of vertoren nie? Nou vriende, in die oorspronklike taal gaan dit juis oor die gedagte om ons kinders moedeloos te maak, om ons kinders se moed te breek. En hoe kan ons dit doen? As ouers kan ons dit doen, en daar is sekere dinge hoe ons dit kan doen, en ons word gewaarsku om dit nie te doen nie. Die eerste manier hoe ons kinders kan moedeloos maak, of kan vertoren of terg, is wanneer ons een kind voor die ander een trek. Ag, gaan kyk dan na Genesis 25 vers 28. Die Bybel sê, en Isak het Esau lief gehad, want wildsvleis was na sy smaak, maar Rebekka het Jakob lief gehad. Wat het dit veroorsaak? 'n breek in daardie familie, sodat Jakob en Esau, of Isak en Esau mekaar gehaat het. Pa en ma, moenie een kind voor die ander een trek nie. As jy vir een R5 gee, gee vir die ander een R5. As jy vir die een hierdie sporttoerusting koop, koop vir die ander een daardie sporttoerusting. Moenie een voor die ander trek nie, want die Bybel sê dit gaan verdeeldheid veroorsaak, en dit gaan hierdie kind se moed breek. En nog 'n gedagte oor hoe ons kinders kan vertoren of terg, is deur een ding te praat en dan die teenoorgestelde te doen. U weet mos, wat is die algemene aanvaarbare spreekwoord in ons taal? Moenie maak soos ek maak nie, maak soos ek jou sê. Nou jy kan nie vir jou kind of van jou kind verwag om sekere opdragte uit te voer of om sekere dinge te doen as jy self dit nie doen nie. As jy laks is, as jy lui is, as jy ongedissiplineerd is, as jy oneerlik is. Vriende, dat kan jy nie vir jou kind sê nie. Waarom nie? Want die Bybel sê in Titus 2 vers 7, betoon jou in alles 'n voorbeeld van goeie werke, met onvervalsheid in die leer, waardigheid en opregtheid. Beteken dit, vriende, dat ons volmaak is? Nee. En soms maak ek ook foute, en soms sê ek ook 'n ding en dan doen ek dit nie. En wanneer my kind my dan daaroor wil opponeer, sal ek vir hom sê, luister, pa's verkeerd, ek vra hom verskoning, jy bly my kind, dis my opdrag, jy doen wat ek vir jou sê. Ek is nog steeds nederig deur my verskoning aan te bied, en vriende, hy moet my verskoning aanvaar. Waarom? Dis goed vir die goeie orde van die huishouding. Maar ek waak teen dit, dat ek nie dinge sê en dit self nie doen nie. Dit sal jou kind moedeloos maak as jy in 'n patroon verval van sê vir hom om dinge te doen en jy doen dit self nie. 'n Volgende gedagte, hoe kan ek my kind terg of dan vertoren, is deur onrealistiese eise aan hulle te stel. Ek praat dikwels met my vrou en ek sê vir haar, weet jy wat vir my hartseer is, vrou, dat die meeste ouers wil hê hulle kinders moet iets wees wat hulle nooit kon wees nie. Ek sê dit weer. Die meeste ouers wil hê hulle kinders moet iets wees of iemand wees wat hulle nooit kon wees nie. As my kind by die huis kom met 60% vir wiskunde, dan sê ek vir hom, as jy stupid, jy moet 90 kry. As hy tweede span rugby speel, is jy te slap. Jy hoort in die eerste span. Is jy te bang vir hierdie groot manne? Maar ek sê nooit vir hom, ek was te bang om dit self te doen nie. Daar is dikwels dinge wat ek vir my kinders sê, wat ek graag wou bereik het, dat ek nie kon nie, wat my kinders moet bereik, en dit maak hulle moedeloos. Daarom sê die Bybel in Romeine 12:16, moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige, moenie eie wys wees nie. So wat wil ek vir u sê? Mag ek nooit sekere verwagtinge van my kinders koester nie? Verseker moet jy. En sit met jou seun of dogter en sê vir hom, pa en ma weet,
dat jy tot beter in staat is. En kom ons begelei jou. Kom ons gee vir jou ekstra wiskundeklasse. Kom pa gaan draf bietjie saam met jou. Kom ons help jou bietjie om jou liggaam sterker te kry. En so help ons kinders. En vriende, later as dit by die punt kom waar die kind sê, pa, ek is nie lief vir rugby nie, ek wil graag ophou rugby speel. Om op daardie punt te wees van volwassenheid, om te sê, my kind, jy's nie ek nie. Pa aanvaar dit, kom ons stap die pad saam met die Here. Nog 'n manier hoe jy daardie kind kan vertoren of terg, is om nie tyd aan hulle af te staan nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, jou kind het nie per se in die eerste plek jou geld nodig nie. Hy het jou as ma en pa nodig. Ons stop ons kinders vol. Hulle het op jong ouderdom met die beste golfstelle. Hulle het karre. Hulle het Xboxes en Playstations. Hulle die bestes. Ek wil sê, hulle dra die Billabong en die Nike klere. Die skoene is R3000 'n paar. En ons kinders smag na ons teenwoordigheid en ons aandag. Jou geld kan nie jou kind koop nie. Luister, moenie jou kind verkoop aan die mammon God, aan die God van hierdie wêreld nie. Die Here het daardie individu vir jou gegee en tot in ewigheid sal jou opvoeding vir of teen hom tel. Daarom pleit ek by jou pa, ma, neem tyd met jou kind. Speel 'n bietjie golf saam met hom, drink 'n koffietjie saam met hom, praat bietjie met hom oor goed wat vir hom belangrik is. En verheerlik so die Here in jou huishouding. Die Bybel sê koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Praat met jou kind oor versoekings, beproewings, aanvegtinge wat aan sy kant toe kom. Dis baie belangrik. Nog 'n manier waarop ons kinders kan toren of verterg, as ons nie dissipline toepas en goeie orde handhaaf nie. Vriende, 'n huishouding wat wanordelik is, daar's geen dissipline, daar's geen reëls, daar's geen opstandtyd, daar's geen slaaptyd, daar's nie 'n orde en reël oor etenstye, oor wat ons mag kyk op televisie nie, is 'n resep vir 'n ramp. Daarom sê die Bybel vir ons dat dit belangrik is om ons kinders te dissiplineer en ook dissipline in die huishouding te handhaaf. Die Bybel sê ons moet hulle nie terg nie, maar wat moet ons doen? Die Bybel sê voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Hierdie woordjie voed of tug, vriende, is eenvoudig dat die ouer tree op as 'n onderwyser of 'n opleier of 'n opvoeder. Hulle ontwikkel die kind, leer die kind, dissiplineer die kind, tugtig die kind waar nodig, en hierdie tugtiging het ten doel om daardie kind dan te begelei om die Here lief te hê, die Here te eer en die Here te dien met sy lewe. Die ander woordjie vermaning, die Bybel sê voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Die woordjie vermaning is as ouers waarsku ons die kind as verkeerde gedrag bespeer word. Die Engels sê calling to attention. Ek wys hulle tereg, daar is strafpredikasie, is 'n mooi woord wat die Afrikaners gebruik. Hierdie opvoedingsproses, vriende, dui op 'n sistematiese lering en opbouing van die kind in dit wat reg en aan die ander kant wat verkeerd is, om hulle te leer om die duidelike onderskeid te tref. Dit is om hulle verstand en optrede te ontwikkel. Dis om hulle te leer sodat hulle later self kan onderskei tussen reg en verkeerd. Daarom sê die Bybel in Spreuke 22 vers 6 en 15, oefen die seun volgens die eis van sy weg, dan sal hy ook as hy oud word, daar nie van afwyk nie. As die sotheid vassit in die hart van die seun die tegroede, sal dit daaruit verwyder. Nou vriende, ek het vir u gesê, dat Spreuke is nie absoluut nie, met ander woorde, dis nie in sement gegiet nie, maar die algemene beginsel word deurgegee. As ek getrou is om my kind te oefen volgens die eis van sy weg, te leer uit God se woord, die voorbeeld vir hom te stel, is die kans 9 uit die 10 keer dat hierdie kind die Here sal dien. Hierdie woordjie oefen is to train or to train up or to dedicate. So jy moet jou kind leer en onderrig in die weg van die Here. Daarom Deuteronomium 6 vers 5 sê, daarom moet jy die Here jou God lief hê en jy moet hierdie dinge vir jou kinders inskerp. Dit is so belangrik dat ons hierdie waarheid sal raak sien, vriende. Daarom is dit belangrik dat ons hierdie groot waarheid sal sien, dat God vir ons kinders gegee het, met die doel dat ons hulle sal lief hê, dat ons hulle aan Christus sal voorstel, dat ons hulle sal begelei deur ons voorbeeld, deur ons handelswyse, deur ons optrede, dat ons hulle sal grootmaak in die waarheid van sy woord in sy huis, en so God sal verheerlik, en in die samelewing, die plek sal volstaan, wat 'n huisgesin moet volstaan, as die gemeente in die kleine, waar God eerste is, en dan die man, die vrou, die kinders, om dan ook die Here so te verheerlik, en 'n voorbeeld te wees, in 'n samelewing wat God so nodig het. Mag die Here ons ryklik seën, en mag die Here ons genade gee om verdere ondersoek in te stel, sodat ons hom in alles kan verheerlik. Vriende, baie liefde, baie seën, baie groete. Ons gaan so 'n bietjie met vakansie vir 'n tydperk, so ek gaan nie uitsendings uitsaai nie. Ek vertrou u sal ook verstaan dat ons bietjie tyd van rus sal ingaan,
Mag die Here ook vir ons wysheid gee en mag die Here vir u versterk. As ek terugkom, vertrou ek die Here dat ek nuwe moed sal hê en as hy my spaar dat ek met nuwe krag en ywer sy werk sal doen. Groete vir u, seën, liefde, mooi dag verder, Tara.